sitplekke neem, of die musiekman sê dankie, of dit lekker om saam met hulle te dien. Ek het vanmorgen gekom met 'n opdracht, en ek glo dat dit wat God vanmorgen in ons harte wil inprint, is vanmorgen iets belangrik. Ek het, terwyl ek gisterand voor die Here lê, die Here met my begin praat oor, voel jy as ek jou roep? En hier het my nogal gedink, want ek hoor baie keer as mense roep, maar kan ek voel as iemand roep? En ek wil dit vanmorgen so 'n bietjie verduidelik en vir jou gee wat die Here vir my gegee het laasnag. En ek wil vir jou saam lees in 2 Samuel, die 23ste hoofstuk, vers 15 en vers 16. Hy sê, en Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem, wat by die poort is? 2 en 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep in die put van Bethlehem, wat by die poort was, en dit gedra na Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie, en hy het tot eer van die Here dit uitgegiet. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte, en ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. En dankie dat ons weet, Here, dat U is met ons. Dankie dat ons weet, Here, U is hier om elkeen van ons individueel te ontmoet. En Here, ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil baie keer gehoor as iemand anders roep. As ek hier staan en ek roep hier van agteraf en ek sê Steven, of ek sê oom Dutch, of ek roep iemand op sy naam, is hulle geneig om te reageer, want ek roep hom op sy naam. En ek in die Bybel gaan lees, en die Bybel sê, hy het my by my naam geroep, en ek behoort aan hom. En dadelik was dit vir my aanvaarbaar, en dit was vir my reg gewees, maar hier kom Dawid, en hy doen iets wat die prentjie vir my bietjie laat verander het, want hy gaan staan en hy sê, wie sal vir my gaan water haal? Hy gee nie 'n opdrag nie, hy roep nie na Abisai, die diensknegt, die hoof van die 3 helde wat hierdie ding gedoen het nie, maar hy roep vanmorgen en hy sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan water haal? En ek weet nie van jou nie, maar dit is nog snaaks dat baie keer gebeur daar iets, of mense, ons sit baie keer in 'n vergadering of 'n omgewing, dan vra die persoon wat dit lei, wie sal dit vir ons doen? Dan kry jy daai begeerte, of daai borreling, of daai iets praat met jou wat sê, hier is myne. Ek het dit al so ervaar, ek het dit ook al so geërvaar, jy sit en jy vra, sê hulle vra, wie gaan vir ons sop maak, en dan voel jy nie, okay, ek sal sop maak, wat wil jy hê? Dis 'n stupid voorbeeld, maar hier gebeur iets, want Dawid vra die vraag, hy sê, wie sal vir my gaan water haal? Nou, ek wil hier gou die prentjie verstaan, en dit staan hier voor hy kom net uit die berg uit, uit die spilonk uit van Adullam, sê die Bybel, en terwyl hy daar besig gestaan, en hy vra vir hulle, want die Filistyne is tussen hom en Bethlehem, die Filistyne is tussen hom en die huis, en dadelik sê hy, wie sal vir my gaan water haal, wie sal vir my gaan water kry uit hierdie put uit, en dadelik toe dit by my begin opkom, toe dink ek by myself, dis nog snaaks, dat hierdie ouwe versoek het om water te kry van 'n plek af
waar daar gevaar is. Jy sien, hy is nie op soek na water in spesifiek dat hy sê, Dylan, sal jy op my gaan water haal, of Eugene, sal jy vir my gaan water haal nie. Maar hy vraag, ek wonder wie's bereid om deur te breek en water te gaan kry. Ek wonder wie's bereid om die gevaar te sien en daar deur te werk sonder om te vrees in jou hart. Ek wonder wie's bereid om baie maal iets te doen sonder om iets terug te verwag. En dit is nog ontsnaaks, hierdie ouens kon deurbreek en vir hulle self gaan water skep het en teruggedrink het en saam gedrink het. Maar al wat hulle doen is hulle bring hierdie water na Dawid toe. Hulle bring hierdie water en hulle sit dit voor hom neer. En dadelik begin die Here met my te praat oor they felt the call. Hulle het gevoel dis wat hulle moet doen. Hulle het gevoel dis wat belangrik is. Hulle het gevoel dis wat die moraal gaan opbou. En kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, baie keer kry ons hierdie gevoel in ons binneste, maar daar is vir my en jou geen voordeel daarin nie. Maar wat daarin is hierdie gevoel van ek weet as ek het doen, is dit die regte ding om te doen. Het jy al baie keer voor 'n ding gestaan en dan doen jy dit nie omdat jy reg wil nie, maar omdat jy voel dis die regte ding op die oomblik om te doen. Hierdie 3 helde staan voor Dawid, kom terug van 'n gevaarlike ekspedisie, kom terug van die poort van Bethlehem af, hulle kom terug daarvan af, waar hulle water gaan skep het, uit die bed van Bethlehem. Hulle kom staan voor hom met 'n kruik of met 'n glas, en sê vir hom, hy het gesê, wie sal vir my water gaan skep? En ek dink hy het hulle gekyk en gesê, jong, ek het nou nie bedoel julle nie, ek het nou nie bedoel julle moet dit regtig doen nie, ek het nou nie bedoel julle moet julle lewens in gevaar stel nie, ek het nou nie bedoel dat julle moet dit doen nie, maar dadelik toe hulle voor hom staan en vir hom die beker aangee, toe weet hy een ding verseker, hierdie is manne wat nie geluister het na die woord van die roep nie, maar hulle die roep in hulle binneste gevoel en geweet, dis wat hy moet doen, ongeag wat die wêreld sê, ongeag wat die mense sê, ongeag die omstandighede, hulle het geweet, dis wat hulle moet doen, en dadelik toe die Here begin dink, toe begin die Here met my te praat oor, ek het jou geroep vir 'n rede, daar's 'n spesifieke ding, wat God wil hê, ek en jy moet verrig vanmorgen, daar's sekere dinge, kan ek maar vanmorgen sê, vergewe my, kan ek gaan my kwaadlik neem, God het jou nie geroep, om 'n gemeentelid by 'n kerk te wees nie, hy het jou geroep, om 'n disipel te wees, van Christus Jesus, hy het jou geroep, om iets te doen, wat ver groter, en ver beter is, as wat jy verwag. He called you for a reason. Partykeer gaan ons beplanning moet hê. Ek gaan nie net kan op my perdjie spring en jaag nie. There must be a plan. Daar moet 'n plan wees wat God in my lewe wakker maak. En kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, saam met elke opdrag, saam met elke woord, saam met elke ding wat uitgaan, sal God die regte ou opwek vir dit. Ek het dit nooit besef nie, want as jy in 'n stryd betrokke is, of jy is in 'n bekleierery betrokke, dan dink ons baie keer dis krag, of stamina, of uit jou vermoë, of om die beste te wees en te beklei, tot op maksimum toe, dis wat jou maak, dat jy die beste is. Ek hoef vanmorgen so 'n bietjie verskil daarmee. Ek het al baie stryd gestry in my lewe, en baie fights moes beklei in my lewe,
maar dit was nooit my krag wat gemaak het dat ek iets kon doen of iets kon oorwin nie, maar daar was 'n ma gewees wat elke môre my naam voor God genoem het. Daar was iemand gewees wat gesê het, ek weet nie hoekom God om deur hierdie stryd sit nie, maar ek verstaan, dis waarvoor hy geroep is, en ek wil hê dit verstaan vanmôre, want baie keer sien ander mense wat jy doen, en jy verstaan self nie, hoekom jy hier deurgaan nie, maar God het 'n plan daarmee. Kan ek vir jou sê, my krag lê nie vanmôre in myself, of in my eie krag, of in my stryd, en my krag is in die Here, maar daar's iemand wat vir my gebid het, wat my naam voor God genoem het, en gesê het, Here, as ek deur hierdie stryd gaan, moenie hom begewe nie, moenie hom verlaat nie, wees by hom, elke oomblik van die dag, want ek weet verseker, by God is alle dinge moontlik, en God wil hê, ons moet oorwinning ervaar. He didn't call you to be a churchgoer. He called you to be a disciple. Ek het baie oor gaan sit en dink, want ek moes gaan kyk, wie was hier die manne, en hoekom het hulle hierdie roep gevoel. En dadelik, toe kom ek in Mattheus, waar Jesus sê, ek het vir baie geloop en gesê, volg my. Hy het nie 'n uitnodiging gerig nie, hy het net gesê, volg my. Hy het nie gesê, gaan jou ryk maak, of jou lewe verander. Hy het nie gesê, dinge gaan beter gaan nie. Hy het nie gesê, dinge gaan verander nie. Maar wat hy wel gesê het, is volg my. Wat hy eintlik sê is, imitate me. Wat hy eintlik sê is, as jy agter my aanloop, en ek wil hê jy moet verstaan, dis nie dat jy dieselfde gaan bly nie, want jy gaan word soos die een wie jy navolg. Jy gaan soos hy begin dink, begin soos hy redeneer, begin soos hy praat. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, want die woord disipel beteken student of imitator. Dis wat 1 Korintiërs 11 so mooi sê, I urge you to imitate me as I imitate Christ. Hoekom sê dit vanmôre vir jou? Want baie mense sal nooit in die oorwinningsplek inkom, waar God wil hê dat dit wees nie, hoekom nie? Want hy's net 'n kerkganger. He became a Sunday Christian. Jy sien, wanneer ek 'n disipel raak, dan raak ek 'n leefwyse. Dis nie meer net Sondag in 'n kerk toe en terug nie. Dis 'n ding van, as ek maandag opstaan en ek voel gebroken, het ek gehoor, hoe roep sy stem my daaruit. Ek het ervaar, it's time to get up and go. As ek Dinsdag opstaan en ek voel so 'n bietjie negatief en moedeloos, dan voel ek hoe sy stem my roep om op te staan en in die oorwinning van God in te stap. As ek op 'n Woensdag opstaan en voel, dinge raak te veel, die week is te lang, dan voel ek hoe sy stem my roep om verder uit te kom en meer te besef, hy is my God en daar's niemand soos hy nie, ongeag my omstandighede, ongeag waar ek gaan, ongeag wie saam met my loop. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, ek gaan nie net altyd optree op wat hy sê nie, maar ek gaan optree op hoe hy my laat voel. En daardie oomblik, ek het nooit gedink dis moontlik om 'n opdrag uit te voer net op gevoel nie. En ek wil begin klaarmaak, want jy sien, toe ek hier dan begin dink, toe kom daar 'n skrifgedeelte in my kop op. 3 manne, 3
Kan ek sê, they went through the enemy's camp. Hulle kon nie 'n ander put se water gaan vat nie, want die water van Bethlehem het 'n unieke smaak gehad wat die ander nie gehad het nie. Anders kon Dawid net sê, bring vir my water. Maar hy sê, daar's 'n put by die poort van Bethlehem. Daar's 'n put. En ek weet nie of jy al water daar gedrink het nie, maar daar's 'n put. Want ouens, ek kan jou vertel, hierdie is nie normale water nie. Hierdie is water wat jou lewe kan verander. Kan ek vir jou sê wat het anders maak nie, wat ek wel vir jou kan sê is, as jy net by hierdie punt kan water skep, en ek smag. Ek verlang om te proe. David, waarom denk je? Meneer, hij was een tijd lang terug toen ik gegaan heb en daar voorbij gestapt. Want dat was niet gevaar nie, het was makkelijk. En ik heb vanuit water gedronken en het was, so amazing. Maar nou gaan ek me beklei om weer vanuit die water te kry. Stoor, wat probeer jy sê? Kerk, luister wat ek sê. Luister mooi. Daar was tye gewees wat het maklik was om water te gaan kry by die put. But there's times coming, we'll have to fight for what we want. En ek het gaan lees, sit my vers 15 op asseblief verder. Want hy sê dan, Dawid het 'n begeerte vir opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink in die put van Bethlehem, wat by die poort is? Sit vir my Jesaja 6 op asseblief. Hy sê daar oor die stem van die Here wat sê, het jy dit gevoel? Wie sal ek stuur? Hy het nie jou naam hier opgesit nie. Want hierdie is 'n ding van, ek moet aanmeld. I felt it in my spirit. Who shall I say now? I experienced it in the inside. Toe ek hierdie woorde hoor, wie sal ek stuur? En ek geweet, dus hy praat met my. En ek geweet, hier is nie net speel nie. We're gonna have to do things. En ek geweet, ek is nie net 'n gewone kerklidmaat nie. Ek sal moet opstaan. En ek geweet, daar gaan plekke wees waar ek gaan wat gevaarlik gaan wees, maar ek sal moet gaan. Want God het 'n opdrag vir my en vir jou. En wie sal vir ons gaan? Ek wil nie vanmôre eers sê hier is ek Here nie.
Ek wil net opstaan en aanmeld vir diens. Dawid het weggestap van hulle af en nie gedink of geweet. Hoor wat ek sê, en nie gedink of geweet dat hulle vir hom water gehaal nie. Kan ek het vanmorgen vir julle sê, God het geen verwagting van jou nie. He expressed something. Hy het iets gesê. Wie sal ek stuur? Ek hoef nie vanmorgen 'n toga aan te trek, of 'n kroon op te sit, of 'n aanbringplaats aan te pak, of iets op te wys. Dis ek nie. I just need to do it. Ek moet net opdaag en dit doen. En hier het my hart laat brand. Want weet jy wat? God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Hy gebruik nie die beste ouens nie, hy gebruik 'n skaapwagter en 'n visserman. Hy gebruik Rahab die hoer. Hy gebruik hulle wat ons nie verwag nie. En wat maak hy? Want manne en vroue wat bereid is om water te gaan op. Om deur te breek wat ander nie eens gedink het moontlik is. En toe Dawid hierdie water sien, hy het 'n sluk gevat en eers gesê, "Wauw, dis lekker nie." Het voor God neergebuig en gesê, "Ek kan dit nie drink voordat ek met die oorwinning behaal het nie." This is the test. Hier is die bewys, daar's nog water in Bethlehem. Hier is die bewys, God wil jou nog neervat. Hier is die bewys, ouens, hier is net die bewys, God sal voorsien. But you need to feel the call. Elke hoofd gebuig, elke gesluit, ek wil niemand bedroom kyk nie. Maar die vraag is, wie sal ek stuur en wie sal gaan? Maar ek wil nie hier met vanmorgen 'n antwoord gee nie. Ek wil net hê, as jy voel, dat is jy. You need to get up. As jy voel as jy, gaan jy moet begin opstaan. En sê, ek wil nie net 'n kerklidmaat wees nie, is jammer. I was called for more. Ek was geroep vir groter. En die ouens wat my geminag het, dis okay. Ek hoef nie my verslag te doen aan jou nie. I just need to get up. Daar's mense wat saam met my sal deurbreek, en dit sal nie die oorwinning wees nie, maar dit sal wys. Die oorwinning is by die ons. We just need to get through. En ek wil hierdie week, wil ek 'n punt daarvan maak, om te begin deurbreek in my gebed. Om te begin deurbreek in my aanbidding. Om te begin deurbreek in my lofprysing. Om te begin deurbreek, sodat ek kan terugbring en sê, dis wat God bestoor het. Vir ons. Onze Vader, wat in die hemel is. Niemand het vanmorgen gesê, dis wat ek moet doen nie. Niemand het vanmorgen gesê, hier die mense moet opstaan nie.
Niemand het gesê, hulle moet reageer nie. But they chose to, because they felt the presence of God. Here, ek wil vanmôre bid vir elke persoon wat op hulle voete staan. En ek wil vanmôre bid, Here, vir nuwe planne. Ek wil vanmôre bid vir nuwe inspirasie. Ek wil bid vir nuwe krag. Ek wil bid vir nuwe sterkte. Here, ek het gehoor hoe hy vir Paulus geroep het, en ek het gehoor hoe hy vir Petrus geroep het. Ek het miskien nie my naam gehoor nie, maar I felt I need to get up. Hierdie is my tyd. Hierdie is die tyd wat God wil hê. Ek moet opstaan. Want ons werk om te doen. Here, ek wil nie net meer 'n gewone lidmaat wees nie. Ek wil 'n disipel wees. I want to be what you called me to be. En ek wil vanmôre bid en vra, Here, kom wek dit op in ons harte. Here, kom raak ons aan vanmôre, verander ons gees, verander ons harte, verander ons denke. Pastoor, ek was 'n dwelmverslaafde, prys God, jy is nie meer nie. Pastoor, ek was 'n sondaar, prys God, jy is vrygekoop. Pastoor, ek was 'n slegte vrou, prys God, uit jou daar uitgehaal, jy is hier met 'n rede. Here, so dankie vir dit wat U vanmôre in ons harte en in ons lewens doen. Ek het nie net gehoor, U het my naam geroep, toe U my gered het nie, maar ek het gevoel, toe U sê, wie sal ek stuur? En ek geweet, U praat met my. Daarom sal ek U loof, ek sal U prys, en ek sal U verheerlik, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan U komt al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen. Kan jy sit plek en hier, wil die musiekspan na vore kom. Ek kom laaste gedagte met jou deel. Ek was nou die dag by 'n vertoning wat mense gaan sing buite op 'n rugbyveld en great. Maar die oggend, terwyl daar nog niemand was nie, toe doen hulle gou 'n paar stemtoetse. Ek is nie iemand wat so lekker voor 'n speaker sit nie. Ek sit so dalk so 'n bietjie agter toe. Maar ek is baie lief vir die klank. And it's amazing dat iemand het my gesê, kom loop gou by die speaker, ek wil net jy moet iets voel. En ek het nog gelag en sê, wat kan ek voel as ek by die speaker loop? Jy moet ons hoor wat by die speaker gaan. En toe ek so vir my opvoel, toe voel ek die vibrasie wat hierdie ding afgee. En dadelik toe ek hier aan dink, toe dink ek by myself, as ek die stem van God nie hoor nie, kan ek sy vibrasie voel. En nog steeds weet wat hy wil ek moet gaan. So ek wil het vanmorgen verstaan en julle geweet dat dowe mense hoor miskien nie, but he senses the vibration. Hy voel die vibrasie. Daar was 'n vroukie gewees op America's Got Talent wat heeltemal doof was. Maar die oomblik toe die musiek begin speel, toe begin sy haar voete tik. En die ou stop, hy sê, kan jy die musiek hoor? Sy sê, nee, maar ek voel die vibrasie. En dit gaan nie vanmôre oor wat ek hoor nie. Want kan ek vanmôre sê, ons ore word vol gestop deur die rubbish van die wêreld. We need to get to a place where we feel the presence of the Holy Spirit, the vibration of God in our lives. Amen. Amen, baie dankie pastoor. Kom ons staan saam vir 'n laaste liedjie. Broers, ek gaan vir die offering leer en dan kom ons voor dit toe kom. God is